God in die oggend wat sag op ons straal, die eerste lig voor die dag ons haal. God in die stilte waar die wêreld wag, U wat ons roep en ons roete bepaal. God in die asem wat ons stil inhaal, en elke tree nog voor ons val. God in die begin van elke dag, waar ons leer om te vertrou en op U wag. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat U lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. God in die klein dorp, stof en klip, ons soek skadu onder U boom bly ons sit. God in die huise, oud en stil, waar stories leef en harte wil. God in die wind wat saggies praat, U woord wat lei op elke pad. God in die eenvoud van ons dae, waar U ons seën en dagliks dra. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat U lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. As die pad lank raak en die lig word min, hou U ons hand vas en wys ons weer begin. Nie alleen nie, nooit verlate nie, U loop saam met ons elke tree. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat U lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. Ons is op pad na God se hart. Ons is op pad na God se hart. Saam reis ons pad langs, met ons op U gerig. U Gees wys ons die rigting, U woord gee ons die lig. Deur dorpies en bestemmings, 'n padstal of twee, saam reis ons pad langs na God se hart.
pad laat na God se hart. Van moed verloor se vlakte tot by vrede voort, deur berge en vallei tot waar die pad weer reguit word. Van die son se eerste opkoms tot hy rustig weer gaan sak. Reis ons saam met Jesus daagliks op pad na God se hart. Met elke kilo sal ons harte vol van lof die naam besing, en met ons lewe wil ons langs die pad eerbied aan U bring. Ons lippe sal U naam bely, ons stemme sal dit sing. Soos ons in verwondering na God se hart kyk. Goeiemôre vriende. Welkom hier by vanoggend se erediens dan ook. Dit is so lekker om almal van julle hier te kan sien. Ek dink almal van ons so dankbaar soos wat ons is vir die damme wat vol is. Ons is ook dankbaar om 'n bietjie sonskyn te sien daar buitekant, né? So, hartlik welkom vir elkeen by vanoggend se diens. Mag dit vir jou 'n hartlike ervaring vanoggend wees waar jy iets van die Here se liefde vandag hier beleef en ook ons liefde vir mekaar as 'n geloofsfamilie. As jy nou vandag vir die eerste keer hier is, of jy nou 'n nuwe intrekker is en of jy nou net kuier by familie of vriende en jy kuier vandag vir die eerste keer hier by ons, baie welkom vir jou. En mag jy ook sommer lekker tuis en welkom voel hier in die Glaskerk geloofsfamilie dan ook. As jy nog nie die kans gekry het nie, van ons 'n bietjie later geslaap as gewoonlik en hier aan die einde ingekom, kom ons draai gou na mekaar toe, ons groet mekaar en sê vir mekaar môre en welkom. Nou ja, liewe vriende, vandag is 'n baie spesiale dag vir 'n ander rede dan ook, en as ek nou die rede bekend maak, dan mag dit dalk gebeur dat ek nou 'n paar mense in die moeilikheid gaan kry vanoggend, as jy dit nou vergeet het vanoggend. En vandag is natuurlik Moedersdag. So vandag wil ons op 'n baie spesiale manier dankie sê, en die Here ook dankie sê vir al die moeders in ons lewe, en vir die belangrike rol wat elke ma in ons lewe speel dan ook. So vandag op hierdie Moedersdag wil ons sommer net as Glaskerk geloofsfamilie vir elke mamma wat vanoggend in hierdie diens is, baie geluk sê en baie dankie sê vir die besondere rol wat julle en julle gesinne se lewe speel dan ook. Julle weet, ma's is 'n groot deel van God se plan in kinders se lewe. Pa's natuurlik ook, en as ek kom by Vadersdag, gaan ons weer 'n bietjie oor die manne ook gesels, maar vandag wil ons sommer net vir elke mamma wat vandag in hierdie kerk sit sê, baie geluk en baie dankie vir die rol en die inspraak wat julle lewer in julle kinders se lewe dan ook. Ons weet 'n dag soos vandag is altyd so 'n bietjie bittersoet dan ook. So aan die een kant sê ons baie geluk vir elke mamma, en ons hoop elke mamma word vandag verskriklik bederf. Onthou, julle ken nou al die rympie, en is regtig 'n gebruik hier by ons wat ons wil vestig. Op hierdie spesiale dag mag geen mamma se hande naby aan skottelgoed seep kom nie. Okay. Ek het al vir julle gesê, maar ons geheue is kort, so ek herinner julle net weer eens, daar's baie mediese bewyse dat daar sekere tye van die jaar is wat skottelgoed seep uiters toksies is vir sekere mense. En op Moedersdag, glo dit of nie, is dit so vir mammas ook. So jy as mamma mag nie vandag naby aan skottelgoed water kom nie. Jy mag ook nie naby aan 'n pot kom om self kos te maak nie. Jy moet vandag op die hande gedra word. Hierdie is die geleentheid vir jou. Maar ons weet ook, as ons praat van Moedersdag, is vandag ook 'n dag wat vir baie van ons 'n hartseer dag is, want hier saam met ons, net so vir al baie moeders is wat vandag dankbaar is vir die voorreg om moeder te wees, weet ons ook as baie moeders in hulle harte, wat vandag weer eens daaraan herinner word, dat hulle gebede vir 'n kind nog nie geantwoord is nie. So vir elke een wat vandag ook hier sit, en graag 'n mamma wil wees, of vir elke een wat vandag hier sit en vir 'n baie kort rukkie 'n mamma was, dink ons ook vandag op Moedersdag. Ons dink ook aan alle moeders wat vandag hier is, en ons dink ook aan alle mammas wat vandag nie meer hier by ons is nie.
So op hierdie uiterstes van die lewe, want dis mos met alles in die lewe so, né? Daar's altyd hierdie uiterstes in alles van die lewe. As jy vanoggend op hierdie Moedersdag aan die spesiale kant van die spektrum sit, of jy sit vandag met 'n stukkie seer in jou hart, of 'n stuk verlies, of 'n stuk verlange, mag die Here vandag op hierdie dag vir elkeen van julle op 'n baie besondere wyse herinner aan sy liefde vir elkeen van ons. Maar ons wil tog ook vir elke mamma wat vandag hier is, op 'n spesiale manier, 'n klein maar spesiale manier dankie sê vir elkeen van julle. So ek gaan nou vra dat ons asseblief, julle as mammas, elke mamma wat hier in die kerk is, dat jy asseblief nou vir ons sal opstaan, en dan wil ons kerkraadslede gaan verby julle kom, en net so ietsie van ons as gemeente, wil ons het vir julle ietsie gee dan ook. So al ons mammas, kom ons staan gou op, dan bly ons sommer so staan, daar sal vir julle 'n klein geskenkie kom. Nou wil ek amper 'n belangrike vraag vra, amper net so met die nagmaal. Is daar enige mamma wat oorgeslaan is met die uitdeel van die geskenkie? Nou julle, die bekende gesegde van 'n KitKat, weet julle natuurlik, die bekende frase van 'n KitKat is have a break, have a KitKat. Nou as daar nou een ding is wat mammas baie min van het, is dit 'n breek. Want mamma se lewe is verskriklik besig. So ons gebed en wens vir elke mamma vandag is dat iewers daar vandag vir jou 'n geleentheid sal wees waar jy net so bietjie kan rus. Al is dit vir 5 minute of 10 minute waar jy net 'n breek kan vat. En weet jy wat is die wonderlike ding van 'n mamma? So ek het nog gedink om hier voor te staan en vir elke mamma te sê, onthou daardie KitKat is joune. Jy mag dit deel nie. Maar dis juist waarom ons vir julle KitKat gegee het, want weet julle wat? 'n Mamma weet waarskynlik dat daardie KitKat gaan nou klaar in 2 gedeel word, 1 stukkie vir Boetie en 1 stukkie vir Sissie. Want dit is wat 'n mamma doen. So as jy dit kan regkry, gebruik vandag daardie KitKat en vat ten minste 'n happie van jou eie KitKat. En weet ons waardeer elkeen van julle verskriklik baie. Ek wil ons net so sit en dan bid ons die Here se seën oor elke mamma vandag op hierdie spesiale dag. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons wil op hierdie spesiale Moedersdag vir U dankie sê vir elke mamma wat vandag hier in hierdie kerk is. Here, vir elke mamma wat haar kinders en haar man en haar familie liefhet met alles binne haar. Vir elke mamma wat met haar lief wees, vir haar geliefdes iets wys van U hart. Nou Here, ons dankie vir elke mamma wat 'n instrument van U liefde en genade in haar gesin en kinders se lewe is. Here, ons weet ons ma's is so 'n belangrike deel van ons lewe en ons weet hulle is ook maar verskriklik moeg want hulle moet oral alles altyd vir almal wees. En Here, ons bid vandag baie spesiaal dat elke mamma 'n tydjie van rus sal beleef. En dat sy vandag bederf sal wees. En dat sy vandag deur die oë van haar geliefde sal sien hoe spesiaal sy is.
Here, ons bid ook vir elke mamma hart wat vandag hartseer is. Ons bid ook vir elkeen wat na 'n mamma verlang, of wie se mamma ver weg is. Ons dink ook aan elke mamma wie se kinders ver weg is vandag. Ja, Here, wees vandag met ons en dankie vir u liefde en u genade, wat elke dag vir ons genoeg is. So Here, met dankbare harte, loof en prys ons u vandag vir die mammas in ons lewe. Geskenke uit u hand uit. Amen. My liewe gemeentevriende, in terme van ons familienuus, wil ek net vir ons weer eens uitlig dat Pinkstertyd nou begin. En ons hemelvaartdiens in die week wat kom is om 7 uur die aand, so ook wanneer ons Pinksterdienste begin, gaan dit om 7 uur die aand wees. Dit is bietjie laterig, maar sodat almal wat van die werk af kom ook geleentheid kan hê om hier te wees. So bad sommer klaar die kinders, trek ek kom sommer met die kinders se slaapklere hier saam na die kerk toe, en dan elke aand gaan ons hier saam Pinkster hou en Pinksterweek, wat dan volgende week begin. Maar ons herinner julle spesiale uitnodiging ook, na hierdie week se hemelvaartdiens om 7 uur. Daar is ook hierdie week bazaarvergadering. Ons bazaar is om die draai natuurlik ook. Ons gaan nou al hoe meer begin om vir julle kennisgewings uit te stuur rondom die bazaar. Neem kennis hier waar jy betrokke kan raak dan ook. Onthou ons sniffel hoekie wat ons nou gaan begin, dan ook al daardie gebruikte items wat net by die huis lê. Dan bring dit vir ons hier, dan gaan ons dit hier by die bazaar verkoop. Daar's ergens iemand wat dit bietjie beter kan gebruik. As dit nou al vir langer as 'n jaar lê en jy dit nie gebruik nie, is die kans baie skraal dat jy gaan. So al daardie sniffelgoedjies bring dit vir ons saam kerk toe. En dan baie belangrik, ons is nog op soek na 'n sameroeper vir ons carry en reistafel. Dit beteken nie jy gaan al die werk doen nie. Dit beteken net jy gaan vir ons bietjie met voorloop en baie van die reëlings help organiseer, maar daar gaan hande wees om jou te help op die bazaardag. Al die ander is reg en in plek. Ons vra net as daar iemand is wat vir ons na vore sal kom, daarmee. Anders dan gaan hierdie dominee verskriklik baie carry en reis maak. Hoor. En dan moet julle maar die carry en reis eet soos wat ek dit maak en ek hou van hom branderig. So, ons vra vir iemand wat daar ook na vore sal kom. Onthou na die diens moet ook nie net verdwyn nie. Ons kategees is weer lekker aan die gang en daar's vandag vir ons heerlike koffie te koop hier buitekant met 'n spesiale verrassingkie weer eens vir al ons mammas. So vir al ons mammas, pappa vat vir mamma na die diens daar, gaan kry vir haar koffietjie op hierdie spesiale Moedersdag dan ook. Ek weet ons kinders gaan ook vandag iets spesiaals doen, so ek wil hulle nie nog baie lank hou nie. Ek wil vra al ons maatjies, kom sit julle gou-gou vir my hierso in hierdie banke. Al die maatjies wat hierso is, kom sit julle gou-gou vir die dominee hierso in hierdie banke, laat ons gou-gou 'n bietjie saam kuier. Hoe is dit, Superman? Daar sy. Môre julle? Kom ons probeer weer. Môre julle? Is julle wakker? Skud gou julle kop laat ek sien. Draai julle kop in die ronde. Raak in jou neus. Raak in jou oor. Raak weer in jou neus. Raak in jou oor. Raak in jou oor. Julle is nog nie wakker nie, nee. Nee. Maar daar is mos nou nie jou oor nie, jong. Hoorie julle, ek wil gou 'n bietjie met julle gesels vandag nie, maar voordat ek dit doen, wil ek eers julle vra, 2 van julle kom staan gou hier by my. Wie van julle wil vir 2 mensies vandag, hierso is al klaar 2 maatjies, nee. Die eerste iemand wat vandag verjaar is oom Fritsie Lotter. Oom Fritsie, waar sit oom? Daar hier sit oom voor die voor. Oom Frits op die 12de Mei 93 jaar oud. En dan wil ek eers kyk voordat ek die maatjie stuur. Tannie Hetty Jansen van Rensburg, is jy hier? Steek my die hand op as jy is. Daar sit Tannie Hetty. Ook op die 12de Mei 83 lewensjare oud. Nou, gaan jy gou hierdie pakkie vir Tannie Hetty daar vat? Tannie steek hom weer Tannie se hand op. Dan vir daai Tannie en sê van mooi geluk met haar verjaarsdag. En vat jy gou hierdie pakkie na daai oom wat hier voor jou sit. Sien jy daar steek hy sy hand op? Vat jy gou 'n geskenkie vir hom. Sê van 'n mooi geluk met hulle verjaarsdag. Liewe gemeentevriende, so wat ons gebruik is, kom ons sing die Here se seën oor hierdie spesiale verjaarsdag dan ook. Laat hierdie seën opdaag, igen sy Sion bestraal, U wat beveel en geskied, seën oor maatjies, jy het nou gehoor, wat se dag is vandag?
Dit is Sondag, maar wat maak vandag spesiaal? Moedersdag, nee. Nou, Dominee Jaco het vir Ben en Roek dieselfde vraag gevra en ek wil vir julle vandag gou ietsie vra. Dis vragies oor julle mamma, kan ons dit maar doen? Dink julle ken julle mammas goed? Ja. Oh, okay. Hierso is vir julle 'n interessante vraag. Wie wil vir my sê hoe oud is jou mamma? 45. 38. 45, 38. Hoe oud? 34. Ja. 35. 35 en jy? 40. 40. Nou julle, hier is 'n baie goue reël, né? Mens, as jy onseker is, dan dink jy altyd mamma's jonger. Jy sê nooit sy's ouer nie, jy sê altyd sy's jonger. OK, maar julle het reg geraai, lyk dit vir my, né? Nou, wie van julle wil vir my vertel? As julle, kom ons sê mamma is alleen by die huis. Niemand is by die huis nie, net mamma. Wat dink julle doen mamma? Sy was die skorrel goed? Was die skorrel goed? Sy hang die klere op. O, jong, hang die klere op. Ja, wat doen jou mamma as sy alleen is? Lê op die bed. Sy slaap. Slaap. Goed, hier is nog 'n eentjie. Sy vee die huis. Hierso word wasgoed gewas, klere opgehang, huise word gevee, elke nou en dan so 'n bietjie op die bed gelê en geslaap ook, né? Sê my gou 'n ander ding. Dink julle mamma's lief vir julle? Ja. Nou, sê gou vir my, hoe weet jy jou mamma's lief vir jou? Wat doen mamma dat jy kan weet sy is lief vir jou? Wie wil vir my sê? Bietjie iemand anders as die maatjies wat die hele tyd hulle hande opsteek. Hoe weet julle mamma's lief vir julle? Is dit soos 'n moeilike wiskundevraag? Is dit so moeilik? Hoe weet julle mamma's is lief vir julle? Hou hulle van julle? OK. Sy soos dis obvious, Dominee, hulle hou van ons. OK. En sê hulle vir julle alles lief vir julle? Ja. Gee hulle vir julle kosies om te eet? Wag, daar soos nou, hier soos nou iemand wat vir ons kan sê, hoekom is sy mamma lief vir hom? Ja? Sê gou vir ons. Sy maak my kamer skoon. Goed. Mammas maak vir ons kosies, né? Mamma was ons kleertjies vir ons. Wie van julle se mammas help julle met huiswerk? Né? Wie van julle se mammas is soms kwaai as julle stout is? Weet julle wat, né? As mamma kwaai is omdat jy stout is dit ook omdat sy lief is vir jou. Nee. En julle mamma, stem julle saam, mammas is groot geskenke van Jesus af, né? So ons gaan nou gou vir Jesus dankie sê vir al ons mammas. Ons het klaar gebid, maar ek wil hê julle moet ook saam met my vandag bid vir julle mamma. So oogies toe. Handjies gevou. Bid saam met my. Liewe Jesus, dankie vir my mamma. Dat sy sorg vir my en lief is vir my. Ek is baie lief vir haar. Liewe Jesus, beskerm mamma en hou haar veilig en dankie dat ons mammas het wat lief is vir ons. Amen. Right, julle kan na julle kinderkerk toe gaan, die kinderkerk maatjies, die res van julle kan by pappa en mamma gaan sit. En liewe gemeente vriende, ons dien die Here nou met ons offergawes. Hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste sal vernag in die skadu van die Almagtige. En ek sê vir die Heer, U is my toevlug
en my God, op wie ek vertrou. U is my panser, my sterke rots, my God, op wie ek ewig vertrou. Onder u vleuels skuil ek by u. U bly vir ewig my skuld getrou. Geen onheil sal naby my kom nie, want u is by my vir ewig getrou. Laat u engele oor my waak, hulle dra my op die hande. My voet sal teen geen klip stamp, u bewaar my van alle kante. In my benoudheid hoor u my aan, in elke nood is u by my vir altyd. Onder u vleuels skuil ek by u. U bly vir ewig my skuld getrou. Geen onheil sal my ooit oorval nie, want u is by my. U is ewig getrou, omdat ek u lief het, red u my. U ken my naam, u is altyd naby, met lengte van dag versadig u my. My oor sal u heil. Nou liewe gemeente, ons het die voorreg altyd so as 'n geloofsfamilie om die Here se naam te verheerlik en die Here se naam te loof en te prys. En dis wat ons nou gaan doen met die sing van 'n paar liedere tot sy eer. En die eerste lied wat ons gaan sing is baie bekend in ons gemeente. En ek herinner julle vandag dat die woord haleluja is 'n samestelling van 'n klomp voorvoegsels. Wat as jy dit saam lees, dan beteken dit letterlik om bly te wees in die Here. En daarom as ons hierdie woorde sing, en ons sing halleluja in die hemel, halleluja in my hart, dan sê ons, Here, ons is so bly in U. Ons is bly oor wie U is. Ons is bly vir alles wat U vir ons doen en waarmee U ons seën. En kom ons staan, en loof en prys ons die Here se naam. God van vreugde, God van vrede, God van lewe en bovenal. God door my, God van gister, God van vandag, God van ewigheid bovenal. God door my,
Van die groot ontferm
daar is geen plek verandering voor U, o Heer, lê ek nou my lewe neer. Kom ons bring ons diepste nood, ons diepste seer, en ons bring dit na die voet van die kruis. My diepste nood bring ek voor U, ek bid tot U, ek vra U Heer, sien my tog raak, genees my grootste seer. Ek wil voor U met my hele hart getuig van U groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Ek wil voor U almag, ek wil voor U almag, met my hele hart getuig van U groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Ja, daar is geen. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Amen. Nou vriende, wanneer ons oor God gesels, dan is een van die beelde wat altyd by ons opkom, die van God as 'n Vader. En baie kere dink ons dat die Bybel vertel vir ons dat God is eintlik God is 'n man, God is in die manlike vorm aan ons beskryf. Maar ons moet altyd onthou, die Bybel sê vir ons dat man en vrou is na God se beeld geskape. En alhoewel daar baie gedeeltes is in die Bybel en Jesus inderdaad ook vir ons leer dat God 'n Vader is, dat ek dit hierdie sak sodat ek ook weer kan sien, is daar ook baie gedeeltes waar God die beeld van 'n ma gebruik om na sy hart te wys na ons. En daarom op hierdie Moedersdag is ons tema vir vanoggend se diens God se moederhart. Ek wil ons met ons Bybels oopmaak by Jesaja hoofstuk 49. Jesaja hoofstuk 49. En ons gaan daar saam lees van vers 8 af. Jesaja 49 van vers 8 af. Nou julle vind interessantheid, Jesaja is opgedeel in 3 dele. Jesaja 1 tot 39 is een deel, en dan van hoofstuk 40 tot 55 is 'n ander deel, en dan van hoofstuk 56 af en verder is 'n derde deel van Jesaja. En Jesaja skryf oor verskillende tydperke in Israel se lewe. Daar's 'n tydperk voor die ballingskap. Dan is daar gedeeltes wat fokus op Israel wat in ballingskap is, en dan is daar ook 'n deel wat begin uitsien na die ballingskap wat tot 'n einde gaan kom en God wat Israel weer gaan terugbring na Jerusalem toe. Daar's so ietsie van die verlede en die hede en die toekoms, alles in Jesaja. En hierdie gedeelte wat ons nou vanoggend gaan lees, word aan Israel gegee in die hartjie van hulle seer. Hulle is in ballingskap, dit gaan swaar met hulle, dit gaan moeilik met hulle is arm, hulle werk hard as slawe teen min voordele, baie van hulle geliefdes is dood, ander van hulle geliefdes is verwyder van mekaar, want hulle 'n deel is weggevoer in ballingskap, 'n ander deel het in Jerusalem agtergebly. Jerusalem is verwoes en vernietig, die tempel is verwoes en vernietig, dis chaos oor die algemeen.
Dis onsekere tye in Israel se lewe. Dis seer tye, dis sekerlik die seerste hoofstuk in hulle storie. En dan binne in hierdie seer, binne in hierdie bekommernis, kom die Here en die Here gee hierdie woorde wat ons nou gaan lees aan Israel. En voordat ons dit lees, hierdie gedeelte verwys ook, maar een van die gedeeltes in Jesaja waar daar gepraat word van die dienende knegg. Wat beteken dit vir my en jou? Vanuit 'n Christelike perspektief? Hierdie gedeelte, alhoewel dit in die tyd van die Ou Testament nog nie van daai betekenis kon hê nie, weet ons, omdat ons in Jesus glo, dat hierdie gedeelte in Jesus vervul is. So Jesus het hierdie woorde wat ons hier lees, kom waarmaak en dit wat hy vir ons kom doen het. Lees hierdie woorde saam met my. Jesaja 49 van vers 8 af. So sê die Here, op 'n tyd wat ek goed dink, sal ek jou gebede verhoor. Op die dag wanneer ek wil red, sal ek jou help. Ek sal jou beskerm en jou my verbond met my volk maak om sy land te herstel, om sy verlate eiendom weer in besit te neem, om aan die wat gevange gehou word te sê, gaan uit, aan die wat in die donker opgesluit is, kom uit. Hulle sal versorg word, terwyl hulle op pad is. Selfs op kaal heuwels sal daar vir hulle genoeg wees. Aan wat het hierdie woorde ons natuurlik dink? Aan Israel se uittog uit Egipte uit, né? Soos wat God Israel uit Egipte uit bevry het. Jesaja verwys terug daarna en die Here sê hier, soos wat ek julle op 'n stadium uit Egipte uit laat uittrek het, net so gaan ek nou weer vir julle uit hierdie omstandighede bevry. Hulle sal nie honger of dors kry nie. Die woestynhitte en die son sal hulle nie brand nie, want hy wat hom oor hulle ontferm het, sal hulle onder sy sorg neem. Hy sal hulle by fonteine langs lei. Ek sal al my berge paaie maak. My groot paaie sal sonder opdraandes wees. Daar kom my volk van ver af. Party kom uit die noorde en uit die weste, party kom uit die land van die Siniete. Jubel hemel, juig aarde, sing vrolik berge. Die Here het vir sy volk uitkoms gegee. Hy het hom ontferm oor sy volk wat in nood was. Sion sê, die Here het my verlaat, die Here het my vergeet. En hier kom ons kernverse vir vandag. Kan 'n vrou haar eie baba vergeet? Haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie? Selfs al sou so iets kon gebeur, ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Ek sien jou mure altyd voor my. Jou kinders kom binnekort en die wat jou verwoes en verniel het, sal uit jou uit pad gee. Kyk rondom jou en sien wat gebeur. Al jou kinders kom by mekaar en hulle kom na jou toe. So seker as ek lewe, sê die Here, julle sal oor hulle so bly wees, soos 'n vrou oor halssnoere, soos 'n bruid oor haar juwele. Jy is nou nog net pynhoop en ruïne, 'n verwoeste plek, maar jy sal te klein word vir al jou inwoners, en die wat jou afgebreek het sal verdwyn. Kinders wat jy nou nie het nie, sal nog in jou ore kom kerm en sê, die plek is te klein vir ons, maak vir ons plek om in te woon. Dan sal jy dink, wie het hierdie kinders vir my in die wêreld gebring? Ek was kinderloos en onvrugbaar, 'n balling, 'n verstoteling. Wie het hierdie kinders grootgemaak? Ek het alleen oorgebly, waar kom hulle vandaan? So sê die Here God, ek sal my hand uitstrek na die nasies toe, onder die volke sal ek my vaandel opsteek, dan sal hulle jou seuns op die arm na jou toe bring, en jou dogter sal op jou skouer aangedra word. Konings sal jou kinders oppas, koninginne sal hulle pleegmoeders wees, hulle sal diep voor jou buig, en die stof van jou skoene aflek, dan sal jy besef, dat ek die Here is. Wie op my vertrou, word nie teleurgestel. Wie op my vertrou, word nie teleurgestel.
Nou julle, as ons hierdie gedeelte lees, dan hoor ons hoe daar binne in hierdie seer en stikkende omstandighede van Israel vir hulle belofte gegee word, dat ek gaan julle red, ek gaan julle bevry, en julle storie gaan verander. En hierdie beelde wat in Jesaja gebruik word, wat 'n storie vertel van God wat sal herstel, God wat sal genees, God wat weer hoop sal gee. Maar in die hartjie van hierdie gedeelte is daar 'n vraag wat almal van ons mee kan assosieer. En dis die vraag wat Israel vir God gevra het. Hierdie vraagie wat ons hier gelees het dan ook, waar hulle sê, maar het God ons vergeet? Het God ons vergeet? Ons lees dit daar in vers 14, waar daar staan, Sion sê, die Here het my verlaat, die Here het my vergeet. En julle sien vriende, ek dink ek en jy sal saamstem, dat wanneer ons weet seerkry is deel van die lewe, ons weet bekommernis is deel van die lewe, ons weet daar kom uitdagings oor almal van ons se pad, ons weet almal van ons kry slegte nuus op een of ander stadium, almal van ons weet hoe dit voel, om iewers in ons lewe op 'n plek te kom, waar jou voete onder jou uitgevee word. Maar ek dink ons sal saamstem, dat die eintlike probleem, is nie die seer kry, en die swaar kry, en die bekommernis, en die twyfel, en al daardie dinge. Die eintlike probleem vir ons as kinders van die Here, is baie keer wanneer daardie storms oor my pad kom, is die eintlike probleem, dat ons ook voel, maar het God van my vergeet. Want ek bid, en hy antwoord nie. Ek vra, dit voel vir my, hy hoor my nie. Ek gaan deur hierdie omstandighede, dit voel vir my, ek stoei alleen, God sien my nie meer raak nie, God het van my vergeet. En as kinders van die Here, is daar sekerlik geen groter vrees, as die gedagte, dat God van my en jou vergeet het nie. En tog wil ek met redelike sekerheid sê, dat daar nie een persoon vandag in hierdie diens is, wat alhoewel ons glo, dit is nie so nie, ten minste nie al op 'n geleentheid in jou lewe gevoel het, asof God van jou vergeet het. En dit was met Israel die geval. Onthou julle, Israel was die volk wat God gekies het vir hom. En God het 'n verbond met hulle gesluit en gesê, ek sal julle nooit verlaat nie, julle nooit in die steek laat nie. God het vir hulle gesê, ek gaan vir julle land gee, ek gaan vir julle groot nageslag maak. En hierso is hulle nou in ballingskap, hulle het nie meer 'n land van hulle eie nie. Die land wat wel hulle sin is verwoes, vernietig. Die tempel, onthou in hulle tyd het hulle gedink, die tempel, met die allerheiligste, is waar God woon. God het daar gebly. Die tempel was vir hulle die bewys daarvan dat God by hulle is. En nou is die tempel nie meer daar nie. Die tempel is verwoes. So alles rondom hulle het vir hulle die beeld gegee, God is nie meer by ons nie. En as hy by ons is, waarom laat hy al hierdie dinge toe? En waarom laat hy toe dat ons vir so lank swaar kry? Waarom straf hy ons vir so lank? Want Israel het geweet is oor hulle ongehoorsaamheid dat hulle in ballingskap was. En dan het Israel hierdie prentjie geskep, so wat ons in die week by die oordenkings gehoor het. Hierdie prentjie, dat God is 'n kwaad God, en God se hart word nou bly gemaak, hierdie feit dat hy hulle nou straf vir hulle ongehoorsaamheid. En God straf hulle so, dat hy hulle nie net wegvoer in ballingskap nie, hy verwoes alles rondom hulle, en hy verwyder hulle van almal vir wie hulle lief is in hulle lewe. En was daar 'n groot deel van Israel wat gevoel het, maar die Here het ons vergeet. Selfs al het hulle gedink, dis ons eie skuld, dis ons eie ongehoorsaamheid, maar dit het niks verander in die feit dat hulle gevoel het, God het ons vergeet nie. As ek kyk na alles wat rondom my gebeur is, as alles waartoe ek gaan, hoe my liggaam afgetakel is, hoe ek emosioneel uitgebrand is, die tekens is duidelik. God sien my nie meer raak nie. God het sy belofte vergeet. God het my vergeet. En dan in die hartjie van hierdie struikel, van hierdie swaar kry, van hierdie vraag wat Israel mee worstel, God het ons vergeet. Kom die Here en die Here gee vir hulle antwoord. Maar die Here gebruik 'n verskriklike kragtige beeld om sy antwoord vir hulle te gee. Die beeld van 'n mamma. Van alle beelde wat God kon kies om hierdie vraag van Israel te antwoord, kies hy die beeld
van 'n mamma. En die Here vra, kan 'n ma haar kinders vergeet? Hy vra dit vir Israel. Hy sê, kan 'n ma haar kinders vergeet? Kan 'n ma haar kinders een kant toe stoot? Kan 'n ma haar kinders afskryf en haar kinders verwerp? En dan sê die Here, selfs al sou so iets kon gebeur, ek sal julle nooit vergeet nie. Nou, liewe gemeentevriende, ons kan nou nie naïef wees nie. Ons weet, ons leef in 'n tyd wat gebroke is, en die hartseer realiteit vandag is, dat daar baie mammas vandag is, net soos pappas, wat hulle roeping oor hulle lewe vergeet het. En dat daar wel baie mammas vandag is, wat nie die ma is wat God wil hê sy moet wees nie. Dit is so, dit is deel van ons gebroke wêreld. Daar's ons mammas wat nie hulle kinders ken nie, daar's mammas wat hulle kinders weggegee het, daar's mammas wat doodeenvoudig in hulle huishouding geen liefde vir hulle kinders het nie. Dit is 'n realiteit, dit is 'n hartseer realiteit. Maar hier is een ding. Iets wat ek nou al deur die jare geleer het, en ek is seker waarmee julle sal saamstem, is wanneer 'n mamma God dien, en 'n ma is soos wat God haar geroep het om te wees, is daar niks wat haar kinders ooit kan doen, wat sal maak dat sy haar kinders afskryf nie. Kyk, daai kind kan die verste afdraaipaadjies neem wat moontlik is. En in die oë van die wêreld kan die kind 'n probleemkind wees, of hy of sy kan 'n moeilikheidmaker wees, of bad news wees, of 'n dwelmverslaafde wees, 'n alkoholafhanklike wees. 'n kind kan droogmaak soveel soos wat hy of sy wil. 'n ma sal nooit haar kind afskryf nie. Is dit so? 'n pa sal partykeer nog op 'n punt kom om dissipline te probeer toepas, om te sê, hoorie, ek dink jy moet jouself eers bietjie gaan uitsorteer. 'n mamma sal in die agtergrond nog steeds besig wees om te WhatsApp, is jy okay? Hoorie, verskoon pappa gaan regkom. Nee? En nog steeds kos aandra. 'n mamma se hart hou nooit op met lief wees vir haar kind nie. Selfs al voel dit vir haar soms asof die kind vergeet het om lief te wees vir haar. Maar ons weet, dis ook die geval. Daar is baie stories waar kinders vanweë keuses van hulle eie nie op 'n goeie plek in hulle verhouding met hulle ma is nie, maar ma se liefde bly vas en konstant. Is dit so? Al die mammas wat vandag hier sit, kan ek vir julle beloof, sal bereid wees om oorlog te maak vir hulle kinders, of hulle dit verdien of nie. En God gebruik hierdie beeld. En God sê, as 'n ma nooit haar kind kan vergeet nie, hoeveel te meer sal ek julle nie vergeet nie. En is daar vandag 'n spesiale boodskap wat jy as mamma sal verstaan, want ek weet jy sit daar en jy weet hoeveel liefde in jou hart is daar vir jou kinders. Jy weet wat jy bereid is om vir jou kinders te doen of vir jou kinders op te offer. Jy weet tot watter mate jy bereid is om vir jou kinders op te staan en vir jou kinders te veg. En as dit is hoe lief jy vir jou kinders het, hoeveel te meer lief is God nie vir elkeen van ons nie. En julle, ons moet hierdie ding mooi verstaan. Israel was ongehoorsaam aan God. Daar was alle rede dat God hulle kon een kant toe stoot. Daar was alle rede wat God kon sê, julle wil duidelik nie in 'n verhouding met my leef nie. Julle wil nie gehoorsaam wees aan my nie, julle dien ander afgode, julle volg julle eie kop. God het alle rede gehad om hulle te sê, weet jy wat, hierdie verhouding, julle wil nie 'n verhouding met my leef nie, gaan julle rigting. Sterkte vir julle. Maar God doen nie. Want God se hart is lankmoedig en vol liefde. En alhoewel Israel voel, maar die Here het ons vergeet, kom die Here en sê, ek sal julle nooit vergeet nie. Nie eers vir een enkele oomblik nie. En dan in die res van hierdie gedeelte, dan kom die Here verder. Die Here sê nie net die belofte, ek sal julle nie vergeet nie, hy gee ook die belofte van hoe hy vir hulle sal sorg. En julle, wat so mooi is in hierdie gedeelte, is God sê in Jesaja, ek sal jou red en ek sal jou versorg. Ons moet dit raak lees, God sê hierso vir die Israeliete, ek sal julle weer laat uittrek uit julle plek van slawerny uit.
Ek sal julle weer verlos uit ballingskap uit. Net so wat ek julle uit Egipte uitgered het, ek sal jou weer kom red. Maar ek gaan jou nie red en aan jou eie oorlaat nie. Ek gaan jou nie red en dan vir jou sê, hoorie, maar sterkte met die pad terug Israel toe nie. Ek gaan vir jou sorg elke tree van jou pad. Verbeel julle wat sou gebeur het as God vir Israel uit Egipte uit bevry het. En hy het al die wonderwerke gedoen en hy het Farao se hart gedraai sodat Israel uit Egipte uit bevry kon word. En nou lê die woestynpad voor en die Here sê vir Israel, weet jy wat? Ek het julle gered, sterkte vir julle vorentoe. Ek het gedoen wat ek moes. Dis nie hoe God se hart werk. En God sê ook nie hier vir Israel dat ten spyte van julle ongehoorsaamheid sal ek julle nie vergeet nie. So ek gaan julle red uit ballingskap en dan gaan ek julle oorlaat aan julle eie nie. Is dit wat 'n mamma doen? Gee 'n mamma lewe aan haar kinders en sê sy sterkte vir jou. Nee, 'n mamma versorg, 'n mamma is daar. As daar 'n seerplek is, plak mamma 'n pleister op. As daar honger is, dan gee mamma kos. As daar hartseer is, gee mamma 'n drukkie. Mamma versorg daardie kind. En hier is die wonderlike ding. Baie van ons wat vandag hier sit, is self al ouers van ons eie kinders. Maar ons is nog steeds net mamma se laaitie of meisiekind. Want 'n ma hou nooit op 'n ma wees nie. 'n Ma hou nooit op sorg nie. En God gebruik hierdie beeld van 'n moederhart en haar liefde vir haar kinders en hy sê net so sal ek vir julle sorg. En julle wat spesiaal is van God se sorg in hierdie gedeelte van Jesaja, is wanneer God sê ek sorg, bedoel hy nie net ek sorg vir julle geestelik nie. God sorg nie net vir ons siele nie, hy sorg vir ons liggame ook. En God sê dit hier, God sê ek gaan julle red uit die plek van slawerny uit, ek gaan julle red uit ballingskap uit, maar dan langs die pad, ek gaan die heuwels vir julle gelyk maak. Julle sal nie dors hê nie, julle sal nie honger hê nie, ek gaan sorg vir julle. Ek gaan julle lei op hierdie pad wat julle moet loop. Liewe gemeentevriende, vanoggend wil ek dood eenvoudig vir my en vir jou, wat ergens langs ons pad op 'n punt gekom het waar ons gevoel het God het van ons vergeet. Wat die rede ook al daar is, wat die omstandighede ook al is, wat die situasie ook al is waarin jy jouself bevind, wat maak dat jy so voel. Hoor vandag hoe die Here vir jou sê, uit sy woord uit, ek het jou nog nooit vergeet nie. Ek sal jou ook nooit vergeet nie. En nie net gaan ek jou red nie, maar ek gaan vir jou sorg, so wat ek van die begin af gedoen het, elke dag van jou lewe, vir altyd en vir ewig. Ek sal jou nooit verlaat nie, en ek sal jou nooit in die steek laat. As jy bang is, sal ek vir jou moed gee. As jy hartseer is, sal ek vir jou troos. As jy honger is, sal ek vir jou iets gee om te eet. As jy angstig is, sal ek vir jou vrede gee. Wat jy ook al nodig het, wat ook al jou behoeftes is, ek sien jou. Ek is lief vir jou. Ek het jou nie vergeet nie, en ek sal jou red en sorg vir jou. Daar's 'n kragtige beeld wat in hierdie gedeelte voorkom. Het julle raak gelees in hierdie gedeelte, hoe die Israeliete aan die einde, dan sê die Here, ek gaan julle seën, ek gaan julle herstel, ek gaan jou kinders laat terugkom, en dan gaan jy rondom jouself kyk en vra, maar waar kom al hierdie kinders vandaan? Het julle dit raak gelees? Waar hy sê, Israel, julle sal wees soos 'n ma, wat hierdie kinders terugkry en sê, maar ek het nie lewe gegee aan hierdie kinders nie, waar kom hulle almal vandaan? Weet hulle groot gemaak? Dis 'n manier waarop die Here vir Israel wil sê, ek sal vir julle sorg en vir julle voorsien op 'n manier wat julle eie verwagtinge ver oortref. Ek sal vir jou voorsien meer oorvloediger as wat jy ooit kan begin dink of verstaan. En net so wat Israel sou kyk na hierdie beeld van, maar waar kom hierdie kinders vandaan? Ek het nie aan hulle die lewe gegee nie, waar kom hulle vandaan? Waar die Here sê, ek gaan jou seën in oorvloed vanuit my genade op so 'n groter manier as wat jy eers kan begin dink of verstaan. In die Nuwe Testament dan lees ons, God sal vir ons voorsien vanuit die oorvloed genade wat daar is in Jesus Christus ons Here. Baie keer vertrou ons die Here vir iets in ons lewe. En dan wanneer dit nie gebeur nie, dan voel ons die Here het van ons vergeet.
waar God eintlik net vir ons vra, vertrou my, want dit wat jy van my vra, weet ek is nie goed vir jou nie, of is nie die beste wat ek vir jou in gedagte het nie, en vertrou my net, want op 'n tyd wat ek daarvoor betaal, 'n tyd wat ek daarvoor bepaal, wanneer die tyd reg is, sal ek voorsien, op 'n manier selfs nog groter, as wat jy hier van my gevra het. Want ek weet wat die beste is vir jou, ek weet wat goed is vir jou, vertrou my daarmee. En dan in die hartjie van hierdie gedeelte is daar 'n prentjie waar God sê dat Israel dink hulle dra die tekens van hulle seer, maar ek het julle name in my handpalms gegraveer. Waaraan laat dit ons dink? Aan Jesus Christus, wat met spykers in sy hande aan my en jou gedink het. Aan 'n God wat gesê het, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Ek het jou gekies, jy is myne. Jou naam is in my handpalms gegraveer, sodat as 'n bewys dat ek jou nooit sal vergeet nie, en niemand jou ooit uit my hand uit sal ruk nie. En as jy enigstens nog verder daaraan twyfel, kyk na die kruis van Jesus Christus, sien die merke aan sy hande, en sien hoe jou naam letterlik in sy handpalms gegraveer is. En hoe Jesus aan die kruis gesterf het, as die bewys daarvan, dat God ons nie vergeet het nie. Dat God ons nie verlaat het nie. En dat God tot die uiterste toe sal gaan, om vir ons as sy kinders te red, te verlos en te sorg. Vriende, Jesus is die bewys daarvan, dat God ons nog nooit vergeet het nie, en nooit sal vergeet nie. En om dit vir ons dubbel te bevestig, en hiermee sluit ek af, hoor die belofte van die Here aan die einde van hierdie gedeelte, waar die Here vir my en jou sonder enige onduidelikheid kom sê, wie op my vertrou, word nooit teleurgestel nie. Wie op my vertrou, word nooit teleurgestel nie. Ons is op reis na God se hart. En tot dusver het meeste van ons God se hart geken, net as 'n vaderhart. Maar hoor vandag God se moederhart wat vir jou sê, sal 'n ma haar kinders ooit vergeet? Nooit. Nog minder sal ek jou ooit vergeet. Kom ons bid saam. Here, almal van ons kom op 'n punt in ons lewe waar omstandighede of seer kry of verlies of bekommernis. Here, ons laat wonder of U ons vergeet het. Here, of U ons enigstens raak sien. Of U enigstens omgee wat met ons gebeur. Maar Here, vandag word ons daaraan herinner dat mamma se liefde vir haar kinders vir ons bewys wie U is. Want Here, net soos wat 'n mamma haar kinders tot die uiterste toe sal lief hê, hoeveel te meer sal U nie elkeen van ons lief hê nie. En Here, net soos wat 'n mamma nooit haar kinders vergeet nie, net so sal U ons nooit vergeet nie. Here, baie dankie dat ons U kan vertrou en weet U red ons altyd weer. U verlos ons, Here, en U sorg vir ons elke dag. Here, U sorg nie net vir ons siele nie, maar ook vir ons liggame. U voorsien in al ons behoeftes. U is altyd daar. En Here, dankie vir die belofte dat as ons op U vertrou, sal ons nooit ooit teleurgestel wees nie. Here, ons loof U en ons prys U vir wie U is. En ons dank U vir U liefde en U genade oor ons lewe. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, kom ons staan, dan sing ons hierdie
hierdie lied saam tot eer vir die Here, waar ons juis gaan sing van die Here se liefde en die Here se sorg vir elke area van ons lewe. Kom ons loof die Here se heilige naam. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe met sy vrede. Liewe kinders van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die krag van die Heilige Gees met jou wesen bly, elke oomblik van elke dag. Die Here sal jou nooit vergeet nie en jou nooit teleurstel nie. Hy seën jou om tot seën verander te wees. Amen. Ek het u lief, uw genade dra my altyd, dag vir dag, in die palm van die hand, van die môre tot die aand, as ek weer gaan slaap, sing ek steeds van die goedheid van God. Al my dae was u getrou, Heer. Al my dae was u goed, so goed. Solank as wat ek asem het, Heer, sing ek steeds van die goedheid van God. U
sagte stem lei my deur al my dae. U was naby in my donkerste nag. Here ek ken u as 'n vader